doen met 'n reguit lyn. Ons begin nou al amper aan die einde beweeg van hierdie. My reguit lyn, hulle vra my net vir my, ek moet die invers gaan bereken, ek moet die x en y afsnitte en dan moet ek hom gaan teken. Okay, so, eerste ding, ons bepaal die vergelyking van die invers. So ek daai gaan doen, eers gaan werk ons met my f en ek gaan skryf hom mooi as 'n y is gelyk aan 2x minus 4. Die oomblik wat jy met jou invers gaan werk, dan gaan sê vir hulle, okay, nou werk ek met my invers, my x word 'n y en my y word 'n x. Right. Dan wat ons gaan doen is, ek vat hierdie 4 oor, om te sê x minus 4 word dan 'n plus 4, is gelyk aan 2y, en ons gaan deel met 'n 2, dan skryf ek hom in die formaat, y is gelyk aan 1 op 2x plus 2. Okay, so daar is die vergelyking van my invers, en as jy hom nou regtig wil mooi skryf, kan jy gaan sê die invers, daar is hy nou perfek. Okay, ek hou ook daarvan jy kan ook vir hulle gaan sê die inverse vergelyking, sê vir my y is gelyk aan 1 op 2x plus 2. So jy kan dit so ook gaan skryf, meestal in die opsommings het ek dit in daai formaat vir julle gelos. Hulle moet net weet, werk jy met f of met die invers. Okay, so nou wat ons gaan doen is, ons gaan hulle gaan skets. Kyk gou hoe cool is hierdie, nee? Ons weet, hierdie is die vergelyking van f van x. Ek gaan hierdie doen sonder om die actual bewerkings te wys. Ons gaan dit net baie vinnig skets. Julle weet, vir die bewerkings, en in die opsommings het die bewerkings baie mooi vir julle gegee, vir 'n x-afsnit maak ek y0, vir 'n y-afsnit maak ek vir x0. Ek wil graag vir julle wys hoe om hierdie te teken deur net jou leerwerk te ken. Ons weet mos nou my f, kom ons maak hom die rooi ene, en dan het ek 'n groen een wat my invers is, het ons gekry as 'n half x plus 2. So kom ons kyk gou hoe cool is dit, wat ons letterlik het oor dat ons leerwerk en hoe vinnig kan ons hierdie gaan teken. Ons gaan hom sommer nou teken en dan kan ek my x-afsnitte en y-afsnitte gaan neerskryf. So, my rooi enetjie, die f, ek weet ek werk met 'n stygende funksie want dit is 'n positiewe gradiënt en my y-afsnit is minus 4. So ek weet ek het 'n y-afsnit van minus 4 en ek het 'n stygende funksie. Sien maar hy loop ietsie soos daai. Voilà, ons het hom. Okay. Nou wat ons gaan doen, onthou in die opsommings is dit baie mooier uiteengesit en mooi netjies geteken. Nou wat ons gaan doen vir my groen enetjie, kyk ek weet nog nie wat daai x-afsnit nie. My groen een, die invers, ek weet is 'n stygende funksie en ek het 'n y-afsnit van 2. Hy werk met 'n y-afsnit van 2. Right. Hy loop sê net maar daarso. Hy gaan stryd deur my y-afsnit van 2. Okay. Kyk nou hoe mooi is dit. Wanneer ons gaan werk met my original of die f, sy y-afsnit is minus 4. Daarom weet ek die invers se x-afsnit moet minus 4 wees. Wanneer ek gaan kyk na my invers, hy het 'n y-afsnit van 2, daarom weet ek my x-afsnit van my original gaan moet 2 wees. So daar het ek dit al vir julle gaan gee, sonder om enige ander bewerkings te gebruik en te gaan maak, letterlik net deur my leerwerk te ken. Okay, die stappe, as jy dit wil stap vir stap doen, is in die opsommings wat julle kan gaan kyk. Maar daar het ek hom geskets. En is dit, volgende een is nou 'n bietjie 'n mooier voorbeeld. Hier gee hulle nou vir my 'n paar goedjies. Hulle gee actually vir my 'n beperking. So ons eindig hierdie invers gedeelte met 'n mooi voorbeeld van my reguit lyn. Hulle sê hier vir my, ons werk hier met f en hy mag net tussen die x-waardes mag net tussen minus 2 en 4 gaan. So hierdie x-waarde moet minus 2 wees en hierdie x-waarde moet 'n 4 wees. So, gaan kyk asseblief en pause gou die video, probeer hierdie self. Dis nogal baie belangrik dat jy hierdie gedeelte kan kry. Dis een van die mooier maniere wat hulle hom vir jou kan vra. Ek love it as hulle dit so vra, laat mense 'n bietjie dink. Okay. Nou sê hulle hier vir my, okay, bepaal die koördinate van P en Q. Dis my eerste vraag. P en Q, P sien ek hierso, is my y-afsnit. My y-afsnit, ek ken my leerwerk, daar is my vergelyking van f. My y-afsnit is minus 3, so ek kan dit dadelik daar gaan insit. Om my x-afsnit te kry,
kie is my x-afsnit. Vir 'n x-afsnit maak vir y 0. So ek gaan dit sommer hierso doen, dat dan het ons skets. Maak vir y 0. So ons sê 0 is gelyk aan 2x minus 3. Ek vat my minus 3 oor, hy word 'n plus 3. En dan kry ek my antwoord vir x as 'n pragtige 3 op 2. Ok, so daar het ek nou al vir kie as 'n 3 op 2. So wanneer ek die actual koördinate wil gaan neerskryf, is om te sê vir P wat my y-afsnit was, en ek weet x is 0, het ek as 'n 0 minus 3, ek het dit eintlik maar net gekry van my leerwerk. Om vir q te kry, het ons dit die x-afsnit gaan uitwerk, daar weet ek my y was 0 en ek het my x gekry as 'n 3 op 2 en dis waar ek P en q se koördinate gekry het. As jy sien in die opsommings, nou sien jy waar ons dit gekry het. So nou vra hulle vir my om hom te gaan skets. Ok, so kom ons gaan werk met my original gou eerste. Ons weet, hulle het hom darm al vir my gegee, so hulle was nice geweest, en toe gaan sê hulle, kom ons maak die original weer blou. Hierdie keer gaan ek 'n ordentlike reguitlyn probeer trek. Ek weet ek het 'n y-afsnit van minus 3 en 'n x-afsnit van 3 op 2. Ok, so ons het daai, ek gaan nou by die beperking gedeelte kom. En dan, so vir my invers, sonder dat ek enigiets anders doen, weet ek al klaar, hy gaan 'n y-afsnit hê van 3 op 2 en 'n x-afsnit van minus 3. Sien julle hoe ons daai vinnig kan teken? So, hy gaan hierso loop. Kom ons maak hom net 'n bietjie mooier. Kom ons sê hy loop hier. Onthou asseblief in die opsommings is dit aansienlik mooier geteken vir julle. Right, so nou is ten minste daai gedeelte. Nou moet ek my beperkings in ag neem. My beperkings, kom ons begin by my original. My original sê vir my x-waarde mag nie verby minus 2 gaan nie, so die x is 'n minus 2 en hy mag nie verby 4 gaan nie. Ok, so wat ek daar sal doen, veral vir my waardeversameling ook, sal ek net gou eers gaan uitwerk daai koördinate. Ons het mos 'n vergelyking wat vir my sê y is gelyk aan 2x minus 3. So al wat jy doen is jy moet nou maar net sy y-koördinaat gaan uitwerk. Hierdie een sê ons my x-waarde is minus 2, so ek gaan maak my x 'n minus 2 en dan kry ek my y-waarde as 'n pragtige minus 7. Dan gaan werk ons hierso met die volgende een om te sê my x-waarde is 4. Nou, hierso is my koördinaat 4. Ons gaan maak my x 'n 4. Dit beteken my y-waarde kry ek dan as 'n 5. So daar is my beperking. Ok, jy kan dieselfde gaan doen met sy invers. Ek hou my net daarvan om letterlik, ek's bietjie lui, so ek hou daarvan om net my shortcut te gebruik, want jy mag dit gebruik, julle, dis wat so cool is hiervan. So ek sê eintlik lui nie, ons is net 'n bietjie vinniger. Hierdie koördinaat is minus 2, 7. Die oomblik wat hy na die invers toe gaan, dan ruil ek hom net om as 'n minus 7, minus 2. Die boonste enetjie is 4 en 5. Die oomblik wat ek hom na my invers toe gaan vat, word hy 'n 5 en 'n 4. Ok, so nou is dit baie maklik. Nou is hy al geskets, ons het koördinate en ek het my beperkings. So nou is dit baie maklik. Vir die volgende vraag, vra hulle vir my, bepaal my definisie en waardeversameling van beide. Ok, so kom ons gaan kyk na my skets. Kom ons werk gaan met die blou een eerste. Vir my definisieversameling, al my x'e, hulle het eintlik het klaar vir my gegee. Onthou my x is links van iets, regs van iets of tussen twee goed. In hierdie geval kan ek sien, hy is tussen die minus 2 en die 4, x in die middel en altyd 2 kleiner as tekenkies. En hulle het sê vir my, dit is actually ingesluit, dis wat hulle vir my gegee het, daarom weet ek, dis kleiner en gelyk aan. Ok, wanneer ek by die pers 1 se waardeversameling kom, skryf die onderste een, skryf die boonste een, y in die middel en altyd 2 kleiner as tekenkies. Alright, nou gaan ons na die rooi een toe. Dit sê daar vir my, jy kan sien, hy loop tussen die minus 7 en die 5. So as ons by die rooi een se definisie en waardeversameling kom, jy weet, jy skryf die linkerkant, skryf die regterkant, x in die middel en altyd 2 kleiner as tekenkies.
As ons by die waardeversameling kom, skryf die onderste een, skryf die boonste een, y in die middel, en altyd 2 kleiner afstekenkies, want dit is tussen 2 goed. En nou wil ek julle moet gou sien, kyk net hoe cool is dit, jy kan actually gaan seker maak dat jy reg is. Sien julle hier staan -7, kleiner of gelyk aan y, kleiner of gelyk aan 5. Hierso, -7, kleiner of gelyk aan x, kleiner of gelyk aan 5. Sien julle, my y het net 'n x geword. En dieselfde aan hierdie kant, my x is tussen my -2 en my 4, so vir my invers, moet ek weet my y is tussen die -2 en die 4. En dis hoe ons daai ene doen. Alright. Nou, die volgende is 'n lekker enetjie, hulle love it om hierdie vir jou te vra. Hulle vra hier vir my, waar is my invers gelyk aan my original? Hulle vra eintlik vir my snypunt. Ok, so wat jy hier gaan doen, is jy moet die 2 vergelykings gaan gelykstel aan mekaar. My inverse vergelyking, weet ons mos daarom nou al, is 1/2 x, plus 3/2, ons het hom ons nou al klaar gaan uitwerk. Ok, en so hierdie is my invers, en dan my original, het hulle vir my gegee as 'n 2x minus 3. Ok, alright, so al wat ons nou gaan doen, is gaan werk 'n gewone snypunt uit, om te sê, 1/2, waar is die een vergelyking, presies dieselfde as die ander vergelyking. Ons werk net 'n snypunt uit. Al wat ek nou doen, ek gaan al my x'e bymekaar tel, ek gaan dit sommer daai kant toe vat, om te sê 1/2 minus die 2x, gee vir my 'n minus 3/2x. Hierdie kant sê ek minus 3, ek vat my 1,5 sien toe, ek kry dan minus 4,5, en dit is minus 9/2. Dan gaan deel ek beide kante met 'n minus 3/2, dan kry ek my x as 'n pragtige 9. Ok, hier het hulle net vir my gevra, bepaal die waardes van x, so my antwoord sê x is gelyk aan 9. Wanneer ek my actual snypunt sou wou bereken, indien ek dit wil doen, dan sou ek nou maar net my y-waarde ook gaan kry het, deur my x 9 te maak. So as ek my x, kom ons gemaak om sommer daar 9, 2 maal met 9 is 18, minus 3 is 15. So die actual snypunt is eintlik 9 en 15, as ons dit sou kon gaan doen het. Ok, so hier is, dit is daai, hierdie is net 'n voorbeeld wat ek uit my duim uit gaan suig het, om vir julle die beperkings te wys. Ek weet, tegnies vir hierdie voorbeeld, ek wil hê julle moet dit sien, hulle sê x is 9. So, as daar geen beperkings was nie, ja sure, dan werk dit. Maar kom ons gaan kyk na my skets. Ek het 'n beperking, x kan nie verby 5 of 4 daar gaan nie. So x wat 9 is hierso, daardeur bo, so dit sê eintlik vir my, hulle gaan glad nie sny in hierdie beperking nie. So wat ons hier gaan doen, so daar's 'n gewone antwoord sonder 'n beperking. Dis hoe mens die snypunt bereken. In hierdie geval sal ek gaan sê, daar is geen oplossing in hierdie of vir hierdie beperkings, of vir hierdie definisieversameling, of so tipe iets. Ok, kan nie dink dat hulle vir julle so moeilik sal vra nie, maar net dat julle gaan sien, en dan kan jy gaan skryf, want my definisieversameling, hulle gaan nooit, vir my invers, hy gaan nooit verby 5 nie, en hierdie x gaan nooit verby 4 nie. Ok, so hy kan nie, x is 9 nie, so dis bietjie 'n moeiliker voorbeeld hierdie. Alright, nou wat hulle vir my doen, is hulle sê net vir my, f van x is gelyk aan 2x minus 3. Hulle vat nou die beperking weg. Ok, so nou werk ons nie meer met daai beperking nie, dit help baie. Hulle wil weet, waar is die invers groter as minus 2? Kom ons gaan kyk eers na my skets. Oordat my beperking weg is, kan ek actually nou my pyltjies gaan maak, om te sê, hy is nou nie meer beperk nie, hy gaan nou orals. Ok, ons weet hierdie is f, en dan die rooi enetjie is my invers. So ek wil nou weet, waar is my invers? Dis eintlik wat hier staan, waar is my rooi grafiek bo die minus 2? Alright, so kom ons gaan kyk hoe ons daai doen. Goeie tip, en wat ek eers sal doen weer, is om te gaan kyk, waar is my invers gelyk aan minus 2? Dit sal definitief my beginpunt wees. So ons het al daai vergelyking, ons gaan sê minus 2, hier is my invers, is 1/2 x plus 3/2.
En dan om vir x te gaan uitwerk, ek glo julle weet daarom nou om dit te doen, ek vat my 1,5 oor, gaan deel dan met 1/2, dan kry ek my x hierso as 'n minus 7. Okay, so wat dit vir my sê is hierso, somewhere daar waar my x minus 7 is my y waarde minus 2. So as ons hier gou gaan kyk, sien julle daar? Daar waar ons wil weet, waar is die rooi grafiek? Bo minus 2. So ons worry oor daai gedeeltetjies en hy het nou nie meer 'n beperking wat hom moeilik maak nie. So jy gaan kyk altyd, is x links van iets, regs van iets of tussen twee goed. So in hierdie geval kan ek gaan sien my x waarde gaan regs van die minus 7, hy is groter as die minus 7. En hulle het daarom net vir my gevra, waar is hy groter as minus 2? As hulle gevra het groter en gelyk aan, dan het hy 'n streepie bygekry, so x is groter as die minus 7. Alright, en dis hoe ons daai gedeeltetjies doen.